awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons weer eens in die begin kan staan van 'n wonderlike lesing in ons lewens. Dankie dat ons kan weet dat U as 'n wonderlike God, as hierdie asemrowende God en verlosser, ook vanaand weer eens ons harte wil aanraak. En Here Jesus, ons het U nodig in elke aspek van ons lewens. Ons het U nodig om in ons harte in te kom, om ons werklik te lei om te kan staan vir dit wat reg is. Want dit is nie maklik nie. Die ou duiwel sal alles doen wat hy kan. En ons het nodig, Here Jesus, om in U goedheid te kan vertrou en alles aan U oor te gee. Ons wil ook vra dat U Heilige Gees ons soos elke aand weer eens sal vul, dat U ons midde in ons teenwoordigheid sal vul, en dat U veral ons harte sal vul en ons in U lewende waarheid sal lei. Want ons vra dit in ons Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, vanaand se lesing, die land van weer begin. Lesing 22. Nou, 'n sekere digter het een keer die volgende woorde neergepen. Hy het geskryf: Ek wens daar was die een of ander wonderlike plek, wat genoem word die land van weer begin. Daar waar al my foute en al my hartseer en al my armsalige selfsugtige leed soos 'n verslete ou jas by die deur uitgegooi kon word om nooit weer aangetrek te word nie. Het U dit al gewens? Jo, ek bid dit baie in my lewe, dat net alles weg kan gaan en 'n nuwe lewe in Jesus kan wees. Nou, baie van ons het nie al in tye van wanhoop gewens vir net nog 'n geleentheid. Ek wil net van vooraf weer te begin nie. Net weer van vooraf te begin nie. Om 'n nuwe blaadjie om te slaan en die regte dinge te doen en die regte pad te loop. Nie waar nie? Wel, as mens net van die begin af die regte pad geloop het, was dit dalk soveel makliker. Maar jy weet, om hier dalk op mens ou dag die pad te begin loop of jou paaie te verander, is nie altyd so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. En dis hoekom ons die Here nog soveel te meer in ons lewens nodig het. Nou, hoe dankbaar is ek nie teenoor God dat daar wel vir my en vir elke mens op hierdie aarde wel so 'n land is waar ons opnuut weer kan begin. Daar is wel so 'n land. Nou, die Bybel openbaar vir ons dat ons saam met Jesus 'n nuwe begin kan maak. Nie waar nie? Ek wil in Jesus 'n nuwe begin. Nie eendag in die hemel nie, maar nou op hierdie oomblik. Om nou op hierdie oomblik 'n nuwe begin te maak. Nou, die boek Openbaring is juist daar om God se kinders terug te roep na 'n nuwe begin, in 'n liefdesverhouding met ons Skepper en ons Verlosser Jesus. Is nie waar dit oor gaan nie? 'n liefdesverhouding met ons Jesus, waar ons saam met hom die pad loop. Nou, die boek Openbaring gee vir ons 2 hoofredes waarom ons God moet aanbid. 2 redes wat ons nou al baie aande na gekyk het, maar kom ons kyk weer net daarna vlugtig daarna. 2 hoofredes hoekom ons God moet aanbid. Die eerste rede kry ons in Openbaring 4 vers 11 wat sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Met ander woorde, God kry al die eer, al die krag, al die mag. Hoekom? Want U het alles geskape en U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Nou, ons aanbid God eerstens omdat hy die Skepper is. Nie waar nie? Die Skepper is wat alles gemaak het. Ons kom nie van 'n aap of 'n eensellige amoeba af nie, maar ons is God se liefdevolle skepping. Nie waar nie? En ons herken hom as die Skepper God. Met ander woorde, ons gee aan God die hoogste eer. Die hoogste eer. Nou, die tweede rede hoekom ons God moet aanbid, kry ons in Openbaring 5 vers 6 wat sê:
En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Nou die lam Jesus het homself vir ons gegee op die wrede kruis van Golgotha. En ek bedoel, hy het homself gegee as ons plaasvervanger, ons verlosser. Hy het in u en my se plek kom sterf, nie waar nie? Aanbidding is dus die natuurlike gevolg as ons werklik besef wat Jesus vir ons gedoen het. Maak dit vir u sin? Aanbidding is die werklike gevolg wat wanneer u en ek besef wat het Jesus vir ons gedoen. Kan jy daai gedeelte onthou in die Bybel waar Jesus die storm stil gemaak het? Ek bedoel, die disippels is in 'n groot warboel, die see is besig om hulle te verswelg, die see is besig om hulle te verswelg, en alles is deur mekaar, en Jesus slaap. Onthou jy daai gedeelte? En hulle maak hom wakker, en sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. En Jesus staan op, en hy sê, stil, peace, be still, in Engels. En daar daal alles, doodstil. En onmiddellik, wat doen die disippels? Onmiddellik besef hulle werklik weer eens wie se teenwoordigheid hulle is. Ek bedoel, hulle het saam met Jesus gewandel, maar jy vergeet baie keer in wie se teenwoordige jy is. En wat doen hulle? Op daai moment kom hulle na Jesus en hulle val op hulle knieë en hulle aanbid hom. En hulle aanbid hom. Jy sien, 'n natuurlike gevolg wanneer ons werklik besef wat het Jesus vir ons gedoen. Nie waar nie? Dis wat Jesus ons aanspoor om werklik te besef wat hy vir ons gedoen het op die kruis. En as een ek dit besef, ons gevolg is aanbidding. Onse Here en onse God. Openbaring 1 vers 5 en 6 sê, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid, die krag tot in ewigheid, alle ewigheid, skus tog, amen. Nou Jesus reinig ons met sy bloed, en hy beklee ons met sy geregtigheid, weet sy kleed van suiwere geregtigheid, en wanneer hy ons reinig, kan ons weer van vooraf begin, van niets af soos 'n pasgebore baba, nie waar nie? 'n Nuwe begin in Jesus maak. Nou weet, mense se laaste woorde het gewoonlik vir ons besondere betekenis. Weet, as mense by 'n sterfbed kom en iemand sê hulle laaste woorde, dan luister ons, nie waar nie? Ons wil weet wat hulle sê, want gewoonlik is dit baie belangrik. Nou voordat Jesus opgevaar het in die hemel, het hy ook sekere belangrike woorde in sy bediening gespreek. Sekerlik sy belangrikste woorde. Sy laaste groot opdrag aan die disippels, net voor hy hemel toe is, het soos volg gelei. Matteus 28 vers 28 sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, let wel, moenie die een mis nie, en kyk, ek is met julle, sê Jesus vir ons, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So as u vir Jesus kies, gaan jy ooit alleen wees? Al is dit hoe moeilik, al is dit hoe seer. Weet, Jesus red ons nie uit die probleme uit weg nie, maar hy saam met ons daarin, nie waar nie? Al die dae. Nou Jesus se laaste opgetekende opdrag aan ons is om in die wêreld in te gaan en die mense te leer aangaande Jesus en sy waarheid en om hulle te doop as 'n bewys van 'n veranderde lewe. Let wel, te doop as 'n bewys van 'n veranderde lewe. Die doop word meer as 80 keer in die Nuwe Testament genoem. Dis interessant, meer as 80 keer, en is dalk 'n blyk van hoe belangrik dit in werklikheid is. Nie waar nie? Ek wil sou nie so baie genoem gewees het as dit nie belangrik was nie. Nou ons aanbid God omdat hy ons geskape het en omdat hy ons gered het. Nie waar nie? Hy is ons skepper as ook ons herskepper en ons verlosser. Nie waar nie? Goed, ons dien
dien hom, omdat hy ons skepper as ook ons herskepper of verlosser is. Sien jy dieselfde konteks? Dan word om hom te aanbid en om te dien, gaan eintlik oor dieselfde doel. Nou hier sien ons twee duidelike gedenktekens, wat die Bybel aan ons openbaar, waaraan 'n kind van God moet vashou. Die eerste gedenkteken het ons gesien, is die Sabbat, wat as 'n ewige teken of herinnering dien vir die mens dat God ons skepper is. Nie waar nie? Deur die Sabbat te heilig, herken jy God as die skepper God. Jy gee aan hom die hoogste eer. Onthou dat ek vir jou gesê het, jy kan die 4de gebod uit die 10 gebooie uithaal, en elke godsdienst op hierdie wêreld, nie Christen godsdienst, kan dit aanvaar sonder enige probleem. Sit die Sabbatgebod terug, die een wat God herken as die skepper God van hemel en aarde, en skielik het Boeddhiste daarmee 'n probleem, Hindoeïsme 'n probleem, almal het 'n probleem daarmee, want dit onderskei God as die skepper God van hemel en aarde. Jy gee aan hom die hoogste eer, baie belangrik. Nou die tweede gedenkteken is die doop, wat as 'n teken dien dat God ons herskepper of ons verlosser is. Nou wat maak die doop so belangrik? Hoekom is dit so belangrik? Johannes 3 vers 5 sê, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. So die Bybel openbaar aan ons dat die doop noodsaaklik is vir verlossing. Jesus sê aan Nikodemus dat as hy nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie gered word nie. Water en gees, water is die doop, gees is dit die werk wat die Heilige Gees in jou en my hart bewerk. Nou is bloot om net gedoop te word genoeg? As dit al wat tel, moet jy net gedoop word? Weet, as dit net dit is, kan ons mos net gedoop word en klaar. Maar is dit al wat tel? Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Met ander woorde, iets baie interessants. Geloof en doop gaan saam en vorm 'n eenheid tot redding. Nie waar nie? Ek wil geloof gaan altyd oor tot aksie. Stem jy saam? Ek wil baie mense sê, ek glo, en dan sê ek, okay, vertel my 'n bietjie, wat glo jy? Oh, nee, ek glo. Wat glo jy? Nee, ek glo wat ons kerk glo. Okay, nou wat glo jou kerk? Nee, ons kerk glo wat ons predikant glo. Okay, nou wat glo jou predikant? Maar ons glo almal dieselfde ding. Dis wat hulle vir my gesê het. Ons glo almal dieselfde ding. Maar dit werk nie so nie, jy weet. Geloof, jy moet weet wat jy glo, jy weet ook hoekom jy glo, jy weet waarin jy glo. Dit maak 'n verskil. En geloof gaan altyd oor tot aksie. Met ander woorde, jou werke sal wys wat jy gekies het. Nie waar nie? Waarin jy glo. So as ons glo, dan is dit noodsaaklik dat ons gedoop word, leer die Bybel ons. Want albei is noodsaaklik vir ons redding. Nou as ons egter nie glo nie en ons nie laat doop nie, sal ons verlore gaan, leer die Bybel vir ons. Nou toevallig, hoeveel maniere van doop leer die Bybel ons is daar? Hoeveel maniere van doop is daar? Baie belangrik, nie waar nie? Kom ons lees dit, Efesiërs 4 vers 5, 'n baie kort versie wat sê, een Here, een geloof, een doop. Het jy dit? Een Here, een geloof, een doop. En dan gaan die volgende vers verder aan, maar basies, hoeveel maniere van doop is daar? Een doop, sê Jesus vir ons. Nou die Bybel is baie duidelik as dit sê dat daar net een doop is. Nou, alhoewel die Bybel van net een doop praat, is die Christendom oor die algemeen grootliks verdeeld oor die metode van doop. Daar's verskillende metodes van doop. Almal stem saam, ja, ons moet gedoop word, maar die metode van doop is baie keer waar die groot stryd lê. Byvoorbeeld, baie kerke glo aan besprinkeling. Ek dink jy almal ken besprinkeling, waar hulle water op 'n baba se kop besprinkel en hulle sê dit is doop of besprinkeling. 'n Tweede manier van doop wat ook beoefen word is wat hulle noem gieting, wat ook baie bekend is. Baie mense staan net in die water en hulle gooi water op jou kop uit met 'n emmer of wat ook al, baie keer is dit 'n hele emmer wat hulle basies op jou uitgiet. Hulle noem dit gieting, wat ook as 'n tipe doop bekend staan. En dan natuurlik die onderdompelingsdoop waar jy heeltemal onder die water ingedruk word. En dan sal natuurlik verskillende variasies ook van doop. Ek onthou in 'n kerk in Amerika in Hollywood is hierdie filmster het sy tot bekering gekom, tussen hakkies, weet nie hoe erg dit was nie. En toe dit by die doop kom, toe sê sy nee wag.
Sy is nie van hier nie, jy weet. Sy is spesiaal, sy wil met roosblare gedoop word. En so waar natuurlik geld praat, jy weet, en op die ouend doop hulle haar met onder roosblare. En toevallig toe word dit tradisie in daai kerk om mense met roosblare te doop. As jy hoe maklik kan 'n ding inkruip, is dit reg? Watter tipe doop is reg? Nou as ons onseker is oor iets, dan is dit altyd die beste om Jesus se voorbeeld te volg. Nie waar nie? Ek bedoel, as jy Jesus se voorbeeld volg, kan jy verkeerd gaan? Nee, volg Jesus se voorbeeld. Nou wat 'n mooi voorbeeld het Jesus vir ons gestel. Kom ons lees dit, Matteus 3, vers 13 tot 16. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. Nou die Bybel stel vir ons baie duidelik, dat Jesus in die Jordaanrivier deur onderdompeling gedoop is. Hoe weet ons dis onderdompeling? Basies deur die woord. As ons kyk na die Jordaanrivier self, dit was nie sommer net 'n klein poeltjie nie, dis 'n groot rivier, of althans nog die naby dele waar dit nou nie meer so in die droogte blootgestel is nie, dis 'n groot diep rivier waar Johannes gedoop het. Nou as ons kyk na die Griekse woord vir doop, is die woord baptizo. Baptizo. Nou dis toevallig waar ons die Engelse woord baptism vandaan kry. Jy kan sien is grondteks daarvan afgelei. Baptizo, baptism. En die Griekse woord baptizo beteken letterlik om iets in te dompel of onder die water in te druk of te onderdompel. Het jy dit? As die woord baptizo het, dan beteken hy het hom werklik onder die water ingedruk. Jy het hom onderdompel. Nie besprinking nie, dis wat die woord beteken. So met ander woorde, en dit sê, en Johannes het hom gebaptizo, met ander woorde, Johannes het hom geonderdompel. Dis wat dit letterlik sê. Nou as 'n mens iets begrawe, word dit heeltemal bedek, nie waar nie? Ek wil dis wat die doop voorstel, is 'n begrafnis. Nou begrawe jy net iemand se kop, nie waar nie? Of gooi jy net 'n emmer grond oor sy kop uit? Nee, jy druk hom onder, want dit stel die dood voor. Nou wat 'n tipe doop het die vroeë kerk beoefen? Die vroeë kerk, wat 'n tipe doop het hulle beoefen? Handelinge 8 vers 36 tot 38 sê, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het bevel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, net wel in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gebaptizo, met ander woorde, hy het hom ondergedompel, hom ondergedruk. Nou Filippus word op 'n wonderbaarlike wyse deur die Heilige Gees gelei om die hofdienaar van Ethiopië te ontmoet en aan hom die evangelie van Jesus Christus te verkondig. As jy die gedeelte lees in sy konteks, dan vertel dit dat die Heilige Gees het vir Filippus, hy was een van die 7 diakens wat gekies was, wat die evangelie verkondig het, die Heilige Gees lei hom, en die Heilige Gees sê vir hom, gaan na daai wa toe en bly daar. En hy hardloop toe agter hierdie wa aan, en toe hy by die wa kom, toe hoor hy dat hierdie hofdienaar van Ethiopië is besig om die Bybel te lees, of die Ou Testament soos hulle dit daai tyd gehad het, van Jesaja. En hy vra vir hom, verstaan jy wat jy lees? En die hofdienaar sê vir hom, hoe kan ek, as niemand dit van my uitlê nie, hoe kan ek? En hy beveel toe die wa om stilhou, en hulle vat Filippus op, en Filippus begin van Jesaja, van hy begin vir hom alles uitlê, oor Jesus Christus, wat sou kom, wat gelei het, die lam wat vir ons geslag is, en soos wat hierdie woorde in die hofdienaar indring, soos hy dit skielik verstaan, ontstaan daar in sy hart, die begeerte om gedoop te word. En soos hulle ry, kom hulle by water, en hy sê vir Filippus, maar daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê vir hom, as u glo, is dit geoorloof om gedoop te word. En die hofdienaar sê, ek
glo dat Jesus die Christus is, en het die baal laat stilhou, en hulle het al twee in die water afgeklim, en die Bybel sê, hulle het al twee in die water afgeklim, en Filippus het hom gebaptizo, hom onderdompel, hom ondergedruk. Baie interessant. Nou Filippus het nie net eenvoudig water geneem en die persoon daarmee besprinkel nie, maar doop was 'n liggaamlike en 'n algehele onderdompeling gewees. Nou hier is toevallig 'n doopbad in die tydperk van die kerk van Efese. En jy kan sien, die Efese kerk het watter tipe doop beoefen? Die onderdompelingsdoop. Hier is 'n groot doopbad waar hulle mense onderdompel het. Hier is toevallig ook 'n doopbad in die eerste eeuse kerk in Filippi. Weer eens 'n groot diep doopbad waar mense geonderdompel is. Hulle is nie besprinkel nie, hulle is onderdompel. En hier is iets interessants. In Kappadonië in Turkye, nou gedurende die middeleeue, het hierdie Christene wat vir die Rooms-Katolieke kerk gevlug het as gevolg van die vervolging, het hierso skuiling gevind. Nou interessant, as jy kyk na hierdie snaakse formasies, dit is huise gewees, wat hulle uitgekap het en letterlik uit soliede rots uitgehol het om in te bly, en waar hulle weggekruip het vir die katholieke vervolging, vir die inkwisisie en al die dinge. Nogal baie interessant. En toevallig as jy kyk na hierheen was die kerk, kyk wat hulle hom uitgekap, 'n soliede klip. En as jy by daai deur ingaan in hierdie kerk, wat kry jy? 'n Doopbad. 'n Groot doopbad. So selfs in die donker eeue, watter tipe doop het hulle beoefen? Onderdompelingsdoop, waar mens heeltemal onderdompel is. Nou die Leaning Tower of Pisa, as jy daar ingaan, wat gaan jy toevallig kry? 'n Groot doopvond wat hulle onderdompel het. Toevallig, die Romeinse Katolieke Kerk self, die Vatikaan. As jy daar ingaan, wat sien jy? 'n Groot doopbak. Nee, is besprinkelingsplek nie 'n doopbad. Hulle gebruik dit natuurlik nie meer nie, maar dit dateer uit die vroeë eeue, waar hulle nog geonderdompel doop het. Selfs die Katolieke Kerk het hulle begin geonderdompel, want dit was die enigste manier van doop bekend, was die onderdompelingsdoop. Anderste was dit nie as doop beskou nie. Nou wat simboliseer die doop? Waaroor gaan dit? Wat simboliseer die doop? Romeine 6 vers 3 en 4 sê vir ons, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Of is ons dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So die doop simboliseer basies 'n geheel beeld met 3 aspekte. Eerstens, die dood, die begrafnis en die opstanding van Jesus Christus. Nie waar nie? Die doop simboliseer die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus. Nou die dood sterf onder die water. Kan jy asemhaal onder die water? Nee, dit stel die dood en begrafnis voor en dan kom jy uit 'n nuwe mens, die opstanding in Jesus. Deur jou te laat doop, sê jy in werklikheid dat jy jou ou sondige lewe afsterwe en 'n nuwe lewe begin saam met Christus. 'n Nuwe lewe saam met Christus. Nou die doop self was ons nie skoon. Ek wil daar's niks magies aan die doopwater wat jou nou skielik skoon was en jou heilig maak nie. Nee. Maar dit is 'n simbool van die bloedversoening van Christus wat ons wel skoon was. Nie waar nie? Dis Jesus se bloed, dit wat hy vir ons gedoen het, wat ons werklik skoon was. En daarvan is die doop 'n simbool. Dit is letterlik 'n openbare betuiging, soos die huwelikseremonie. Ek bedoel, hoekom word jy voor getuies getrou en nie in die geheim nie? Want dit is 'n openbare betuiging, jy weet, waar jy letterlik sê, ek neem jou as my wettige man of vrou. Net so met die doop, is dit 'n openbare betuiging van die verandering van jou vorige lewe en om nou in 'n verbintenis met Christus te leef. Waar jy voor almal sê, ek kies om die ou mens af te sterf en 'n nuwe mens uit te kom saam met Jesus Christus. Nou wat is noodsaaklik voor ons gedoop kan word? Nou wat is noodsaaklik? Kan ons net gedoop word? Nee. Matteus 28 vers 19-20 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.
baie belangrik, en leer hulle. En sê in vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So be it. Amen. Nou, 'n persoon wat gedoop wil word, moet eerstens geleer word, leer die Bybel vir ons. Met ander woorde, jy moet weet waaroor dit gaan. Nie waar nie? Jy moet geleer word, jy moet weet waaroor dit gaan. Tweedens, jy moet glo en jou bekeer. Aan die ander woorde, jy moet Jesus aanvaar, jy moet aan hom glo en jy moet keer. En dan derdens, jou lewe van sonde versaak. Nie waar nie? Maak dit vir jy sin? Jy moet weet waaroor dit gaan, jy moet glo en jy moet jou lewe van sonde versaak. As jy altyd hierdie pad geloop het, sê die Bybel, moet jy nou hierdie pad loop. Nie waar nie? As dit jou normale pad was, draai jy jou rug daarop en jy loop hierdie nuwe pad, waar God nou in beheer van jou lewe is. Nou as ons na al hierdie aspekte kyk, of vergelyk met kinderbesprinkeling, hoe werk dit? Sê vir my, het die doop enige betekenis vir 'n baba? Het die doop enige betekenis vir 'n baba? Weet 'n baba waaroor dit werklik gaan? Maar hy het nie 'n benul nie. En dan derdens, kan 'n baba glo en hom bekeer? Kan hy glo? Nee. En dan sy lewe van sonde versaak? Ek bedoel, wat 'n sonde het 'n baba? Hy het nie sonde nie waar nie? Hy kon nog geen daad gedoen het nie, so hy kan nie sy lewe bekeer of sy lewe van sonde versaak nie. So aangesien 'n baba nie hierdie vereistes kan nakom nie, is kinderbesprinkeling of klein doop eintlik onbybels. Ek bedoel, daar's geen grond om kinders te doop nie. Nou waar kom die gebruik van besprinkeling toevallig vandaan? Waar kom die gebruik van besprinkeling toevallig vandaan? Ek kan raai, nie waar nie? Ek wil, die hele tyd moet ek kan raai. Dis 'n katolieke instelling. Dit kom direk van die katolieke kerk af en toevallig, hulle het ook eers gedoop, voor hulle dit verander het, die heidene te laat inkom, het hulle begin besprinkeling. En natuurlik, die ding het op 'n baie sagte manier ingekom. Dit was nie net zap nie. Jy weet, hulle het geglo, die gedeelte die Bybel sê, as jy nie gedoop word nie, kan jy nie gered word nie. Nie waar nie? En wat gebeur het, baie babas, veral in die donker eeue, tyd van verval en afvalligheid, het baie babas doodgegaan met geboortes. Nie waar nie? Ek bedoel, dit was nie soos vandag, waar die medies alles reg was nie. En hulle het geglo, as daai babas nie gedoop is nie, gaan hulle verlore. En wat hulle gedoen het, is, om het makliker te maak, dat met die tyd het die tradisie ontstaan, dat die priester altyd moet bywees met sy sogenaamde heilige water, en die oomblik as hy baba uitkom, dan besprinkel hulle om. Dan word hy besprinkel, dat ingeval hy doodgaan, dan gaan hy mos nou hemel toe. Het was interessant altyd, dat die pa was nie eens toegelaat met die geboorte van die baba nie, maar die priester was daar. Die priester was daar. Weet, hy kon alles sien. En dis eintlik interessant, hoe die ding maar geleidelik ingekom het. Geleidelik ingekom het, en dit op die ou end die vaste fondasie geword het, wat sy aan die hele wêreld gegee het. Nie waar nie? Nou wat doen die doop vir die Christen? Wat doen dit vir die Christen? 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13 sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam, is so ook Christus. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jood of Grieke is, of slawe of vrymense, en ons en ons is almal van een gees deurdronge. Nou interessant, die doop onderskei ons van die wêreld, omdat ons nou deel uitmaak van die liggaam van Jesus, en ons 'n eenheid vorm met medegelowiges. Met ander woorde, die doop, hoe sê hulle in Engels, set you aside, nie waar nie? Dit skuif jou apart. Hoekom? Want deur die doop word jy herken as 'n kind van God. Jy word deel van sy liggaam, en sy liggaam is die kerk, nie waar nie? Jy word gedoop en lidmaat van 'n kerk, nie waar nie? So met ander woorde, die doop herken ons as kinders van God. As kinders van God, van geloof wat oorgegaan het tot aksie. Nou wat van 'n persoon wat voorheen reeds gedoop is dit reg om weer gedoop te word? Ek bedoel, is dit reg om weer gedoop te word as jy al reeds gedoop is?
Interessant, Handelinge 19 vers 1 tot 5 gee vir ons 'n baie mooi antwoord. Dit sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonse landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind, gelowige mense, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus? Nie waar nie? Is hulle gedoop? Nou hier vind ons 'n duidelike voorbeeld waar mense weer gedoop of herdoop is. Nie waar nie? Met ander woorde, hier kom hy by 'n geval uit en hy kry gelowiges, mense, en hy praat met hulle en skielik kom hy agter, maar iets is nie lekker nie. Iets is nie reg nie. En hy vra vir hulle, weet, het julle die Heilige Gees ontvang? Wat? Wat is die Heilige Gees? En toe kom Paulus agter, hier's groot fout. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle gedoop? En hulle sê vir hom, met die doop van Johannes, die doper. Toevallig Jesus is ook met die doop van Johannes die doper gedoop. So daar's nie iets verkeerds nie, maar waarop dit neerkom is, hulle het nie verder geweet nie. Hulle het nie geweet van die volheid van Jesus nie. En toe hulle dit leer, is hulle weer gedoop. Nou dit is nie verkeerd om weer gedoop te word, indien daar 'n betekenisvolle nuwe waarheid gevind word, gevolg word of herleef word nie. Ek bedoel, as jy nie weet van hierdie dinge en skielik leer jy 'n nuwe waarheid, met ander woorde, Jesus word nou weer op 'n nuwe wyse deel van jou lewe. Op so 'n wyse soos jy nog nooit voorheen hom ervaar het nie. Jy weet, dit is wow. Dan is dit reg om weer gedoop te word, om weer die Here te volg en hierdie pad te loop en hom te kies. Nou wat 'n oproep rig Jesus aan ons elkeen persoonlik? Wat 'n oproep rig Jesus aan ons elkeen persoonlik? Wat sê Jesus vir u? Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom versuim jy? Staan op en laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Staan op en laat jou doop en jou sondes afwas. Nou Jesus doen 'n beroep ook op ons, op u en my, om sy voorbeeld te volg en u te laat doop en die sondes af te was en 'n nuwe lewe saam met Jesus te begin. Letterlik 'n nuwe lewe waar u die ou mens afsterf met al sy dinge. Jy weet, Jesus wil jou so graag sy volmaakte kleed van geregtigheid aantrek, sodat jy werklik rein kan wees. Maar al maniere hy dit werklik vir ons kan doen, is as ons eers die keuse maak om die ou mens van sonde af te sterf en om werklik toelaat om ons nuut te herskep. Jesus in jou hart inkom om jou nuut te maak. Kan jy dit jouself doen? Daar's nie 'n manier nie. Daar's net een manier, is om Jesus werklik in jou hart te laat inkom en hom te vra om jou te lei in hierdie nuwe lewe van ons. Jy weet, en dis iets wat ons nie altyd besef nie, hoe belangrik dit is in ons lewens om werklik vir Jesus te kies en in elke aspek van ons lewens vir hom te kies nie. Want ons weet nie altyd hoe werk hierdie dinge nie. Ons besef nie altyd die volheid daarvan nie. En daarom is dit so belangrik om die Here te kies terwyl daar nog tyd is. Om hierdie keuse vir hom in ons lewens te maak en te sê, Here, hier's my lewe. Hier's my lewe. Ek gee dit vir u en ek bid u om my te vat en my te lei. En in 'n baie besonderse wyse die verskil, hierdie groot verskil in my lewe te maak. Hier's 'n doopdiens toevallig is ook om van hier kan af vat van Mongolië. Interessant waar hierdie jong mense die Sabbat aanvaar het en 'n nuwe lewe gekies het in Jesus. 'n werklike nuwe lewe waar Jesus 'n verskil maak. En hoe ek vir opgesit het, is kyk net hierdie vrou se gesig, die blydskap om haar hart vir die Here te gee en die ou mens af te was en 'n nuwe lewe te kom, want dit is werklik 'n nuwe lewe. Weet, om vir die Sabbat die Here te kies as jou skepper God, maak jou lewe
totaal anders. En let wel, dis onderdompeling, die dood, wat jy die ou mens afsterf. Hier is toevallig 'n massiewe doopdiens in Brazil, waar daar 'n groot poging gehou was, en letterlik duisende mense, die Sabbat, in hulle lewens aanvaar het, en vir die Bybel gekies het. In Suid-Amerika, dieselfde ding, 'n groot doopdiens, waar die mense vir Jesus gekies het, en hulle laat doop het, en besluit het om hierdie pad te loop, saam met Jesus in hulle lewens, en werklik die pad te volg, en die Here toe te laat in elke aspek van hulle lewens. En dit is so belangrik, weet, om 'n groot keuse te maak, om Jesus te volg in ons lewens. En is dit nie wat die boek Openbaring ons leer nie? Om Jesus te volg, 'n nuwe begin te maak. Dit kom neer op twee dinge, hulle wat die gebooie van God behou, en hulle wat die getuienis in Jesus behou, nie waar nie? Nou, honderde mense maak elke dag die besluit om Jesus toe te laat, om ook hulle sonde simbolies deur die doopwater af te was, soos wat hulle kies om hom as skepper en ook as herskepper van hulle lewens te volg, nie waar nie? Om God as skepper en herskepper in jou lewe te aanvaar. Nou wat van u? Wat van u? Dis waarop dit neerkom. Wat van u? Jesus sê nou, waarom versuim jy? Staan op en laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Terwyl jy die naam van die Here aanroep. En die vraag is, wil jy nie ook u lewe ten volle in die hande van u skepper en verlosser Jesus plaas nie? Wil jy nie ook u lewe in sy hande plaas en dit werklik vir hom oorgee en hom toelaat in u lewe nie? Jy weet, doop is 'n groot ding. Dis 'n lewenswyse verskil. Dis 'n lewenswyse. Ek kies om 'n nuwe pad saam met Jesus te wandel, waar jy werklik deel is van Jesus in elke aspek van jou lewens. Jy weet, soos ons elke aand gesê het, Jesus wil jou in sy hande vashou. Nie waar nie? Hy wil jou in sy hande vashou. Hy wil jou lou, hy wil jou red, hy wil hê jy moet deel wees van sy lewe. En al hoe hy dit kan doen, is as jy die keuse maak vir hom. As jy die keuse maak vir hom, die pad kies, en werklik saam met Jesus loop. Dis 'n groot keuse, maar ons het nodig. U en ek het nodig om daai keuse te maak. Feel quite sure if I did my best that I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you've sensed his love more than you did before? And I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father
Father's love. And when you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? And I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for us to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Ek dink voor ons bid, om 'n keuse te maak van Jesus is so belangrik. Om 'n keuse te maak om U te laat doop is die grootste keuse wat jy seker in die hele lewe sal maak, of selfs om U weer te laat doop. Wanneer ek kies om Jesus as die skepper in my lewe te herdenk, met ander woorde om sy Sabbat heilig te hou en my te laat doop as 'n teken dat ek werklik vir Jesus kies. En ek wonder, kan ek U dalk die geleentheid gee om te staan, as U kies om Jesus aan te neem in die lewe en om te volg as die skepper in die lewe? Diegene wat graag wil staan vir die Here, kom ons staan terwyl ons bid. Onse wonderlike Jesus, baie, baie dankie dat U ons God is. Dankie Jesus vir dit wat U vir ons op die kruis gedoen het. Vir dit wat U vir ons gedoen het om ons lewens te red, omdat U ons so verskriklik baie liefhet. En Jesus, ook omdat U U waarheid aan ons geopenbaar het, ten opsigte van U woord en die skepping en die Sabbat en die doop en elke aspek van ons lewens. En Here Jesus, ons weet dis nie 'n maklike besluit om U te volg in die doopwater en te sê, hier is my lewe nie. Ons weet dis nie 'n maklike besluit om te staan vir op U woord en op die 10 gebooie en U Sabbatgebod nie. Maar Jesus, ons wil vra dat U ons in ons sondige opregtheid sal kom vul met U Gees en ons sal vashou en ons sal help om hierdie keuse vir U te maak. En nie net te sê ons glo nie, maar oor te gaan tot aksie, sodat ons lewens kan bewys dat ons glo. O, help U ons, Here Jesus. En nou U ons vas, bid ons in Jesus se naam. Ons Jesus se naam. Amen. Dis hy.